Goeiemôre. In Jesaja 40 vers 31 lees ons: Maar wie op die Here wag, herwin hulle krag. Ons is eintlik almal bekend met die idee dat wag 'n fase van onaktief wees veronderstel. Maar as ons na die Griekse en die Hebreëse betekenis van die woord wag in Jesaja 40 kyk, dan neem die woord 'n veel wyeer betekenis aan. Want in Grieks beteken dit om hoopvol en met deursettingsvermoë te wag. En in Hebreëus om vasgedraai te wees soos die kabels van 'n tou. So in Grieks en Hebreëus vind ons dus dat die aksie van wag 'n verbindingsbetekenis het. Ons geloofswagtye moet ook met hoop, verwagting en in vertroue wees. Hierdie drade moet saam gedraai word sodat dit 'n koord of 'n kabel vorm. 'n Enkel draad breek mos maklik, maar saamgeweefde drade is baie sterker. Die sterkte lê ook nie net in die aantal vervlegte draaie nie, maar ook dit waaraan die kabel of die koord verbind is. In ons wag moet ons verbind wees aan God en hom toelaat om die sterkte te wees, in plaas daarvan om op ons eie krag staat te maak. Kom ons herinner ons aan ons kleintydse ontkiem-eksperiment. Daai eksperiment van die boontjiesaad tussen die klam watte, wat dan in 'n peringkie in die son gesit word. Wat ontkiem eerste? Die kiemworteltjie, die deel van die plant wat die anker gaan wees. Daarom is die tye wanneer ons voel of ons geloof deur 'n stagnante periode gaan, juis die tye wanneer ons geloof wortel skiet. Ons voel dalk of ons nie iets vir die koninkryk van God beteken nie, maar God leer ons om in hom geanker en gewortel te wees vir die roeping wat hy vir ons het. Die tye wanneer die saad onder die grond lê en wag is nie vermorste tyd nie. Die groot oomblik kom.